Baie welkom by dag 8 van Pad van die Kruis. Nou Rahab was 'n vrou met 'n donker verlede. Sy het gewoon in 'n stad wat gevul is met afgode en immoraliteit en haar lewe was gebroke. Maar hoe het sy op hierdie as sy begin het om haar liggaam te verkoop? Was dit dalk haar ouers wat haar groot gemaak het met die wete dat sy nie goed genoeg is nie? Of was dit dalk 'n gebrek aan goeie geleenthede? Of dalk het sy net geen keuse gehad nie as gevolg van finansiële uitdagings. Nou wat ook al die redes was, haar toekoms het min hoop gebied. Nou boonop het haar reputasie as 'n prostituut en 'n herbergier van 'n bordeel het die samelewing haar verwerp. Maar sy het gehoor van die God van Israel en het die geleentheid met beide hande aangegryp. Nou hoewel sy geen verwysingsraamwerk gehad het oor die God van Israel nie, het sy nog steeds gekies om haar rug te draai op haar kultuur en haar afgode, en sy het gekies om die Here te vertrou. Nou die boek van Josua wys vir ons dat Rahab, 'n Kanaaniet en 'n prostituut, sy storie nie deur haar verlede bepaal word nie, maar deur God se genade, al is dit in die onwaarskynlikste omstandighede. Dit is die wonder van genade. Genade ontmoet ons nie net waar ons is nie, maar bepaal ook wie ons kan word. Nou soos Rahab, het ons almal plekke van gebrokenheid, 'n slegte verhouding, foute, seer, mislukkings. Wat is dit in jou verlede wat soos 'n skadu oor jou hang en veroorsaak dat jy gebrokenheid beleef? Hoe kan jy soos Rahab God vertrou dat sy genade jou genees en verander? Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir u genade en dat u genade my vind, selfs in die donkerste en gebroke stukke van my lewe. Help my om op u te vertrou en om te glo dat u my storie kan herskryf en my in u groot plan kan gebruik. In Jesus naam. Amen.